Die 21 en 22-jarige mans wat daarvan beskuldig word dat hulle Johan Stigling vermoor het en sy vrou Cora verkrag het, gaan vereers nog agter tralies bly. Hulle mag ingevolge die wet nie geïdentifiseer word nie. Die saak teen die twee beskuldigdes is vandag in die Ventersdorp Landdroshof uitgestel tot 28 Mei. Stigling se skoonseun sê die hofsaak plaas verdere druk op die familie wat steeds sukkel om die gebeure te verwerk. Maar ja, finansiëel, trauma gewys, ek meen jy kom elke dag hof of jy kom hof toe, dan word die sake uitgestel. Dit speel 'n groot sielkundige rol op die hele familie, want ons wil dit afgehandel en klaar kry. Intussen gaan die boerdery agteruit. Man, op hierdie stadium staan alles stil. Ons het nou maar 'n paar kalvers in die voerkraal gesit, maar daar's geen inkomste wat op hierdie stadium gegenereer word uit die plaas uit nie. So ja, ons as familie kyk na skoonmaak, help waar ons kan. My hart is baie seer as ek hier kom. Ek kom elke dag hier, so ek versorg die diere. Ek en die oom het 'n baie goeie verhouding gehad. Ons is goeie vriende gewees. Ons het elke dag mekaar gesien, elke dag met mekaar gepraat en dit is baie hartseer. Ek vat dit nogal baie erg oor dit. Terwyl die boerdery hier op die Stiglingplaas stil staan, sterk Cora aan by haar dogter in Sasolburg. Sy sien weeklikse sielkundige om die trauma van haar verkrachting te verwerk. Die dokters is egter bekommerd dat sy nie weer haar arm sal kan gebruik nie wat in die aanval beseer is. Intussen was daar nog voorvalle van misdaad in die omgewing. Gerald Kalitz sê die afgelope week is 'n ander buurman se honde vergiftig en 'n ander boer se skape is gesteel. Gerard Pretorius, E-nuus, Ventersdorp.